Goeiemôre, mag die hierdie baie reflekteer en sy wonderlike doel in die hart ewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, hierdie is 'n blou reier. Hy word soms verwar met die swart reier en die groot onderskeid is nou maar wat die bek betref. Die blou reier se bek is oranje en die swart reier se bek is maar so valerig van kleur dan ook. Nou hier het hierdie blou reier vroeg genoeg gewees om die opanatjie te vang en dan so genoeg kos te kry seker vir die dag ook en hy sy harde werk is toe beloon. En weet jy liewe vriende, daar is baie keer soveel verwarring oor baie dinge in hierdie lewe en soms moet ons baie hard werk om iets te bereik, maar as iets wonderlik wat vandag gebeur het waaroor daar geen verwarring behoort te wees nie en dit is Jesus het opgestaan. U hoef nooit daaroor te wonder of die Here opgestaan het nie. Hy het en hy leef en dit moet 'n realiteit en 'n werklikheid vir u vandag wees. As u dit nie so ervaar nie, is u nie in die regte verhouding met die Here nie. Die kinders van die Here, hulle wat in die regte verhouding met die Here is, het 'n blydskap in hierdie dag, want ons weet wat die Here Jesus vir ons kom doen het. 1 Korintiërs 15 vers 3 sê: "Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte." Liewe vriende, u het nie 'n dokter nodig om vir u dit te sê dat die Here Jesus leef en dat hy opgestaan het nie. U kan net doeteenvoudig die Bybel glo volgens die skrifte. En dit is hoe dit duidelik was vir die kinders van die Here. Hulle het dit nie net gehoor en beleef en gesien in die tyd toe die Here Jesus op aarde was, liewe vriende. Nee, hulle het ook dit gesien in die skrif in die woord van God en al dit geglo. Net so lees u en ek dit vandag in die woord van God en ons kan dit met 'n vaste hart sekerlik glo. Efesiërs 1 vers 19 en 20 sê: "En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele." Wat beteken dit vir die kind van die Here? Ons weet en besef wat die krag van God is, liewe vriende. Die uitnemendheid daarvan, die grootheid van sy krag vir ons wat glo, sê die Bybel. En as jy mos 'n kind van die Here is, dan kan jy mos nou sê, as die Here uit die dood uit opgestaan het, kan hy my help in enige saak. En jy weet hoe kragtig God is en daarom kan jy hom kom vertrou vir enige saak ook. En wil jy nie vertroue so op die Here kom stel, maak nie saak wat die probleem is nie, kom vertrou die Here, hy het opgestaan uit die dood uit. 1 Korintiërs 15 vers 26 sê: "Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp." Maar wanneer hy sê dat hy alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp. Liewe vriende, is dit nie wonderlik om te weet dat die vyand, die magtigste vyand wat daar is, kan niks doen nie, want die Here het opgestaan uit die dood uit, kind van die Here, u kan op God kom vertrou. Die rede waarom die Here uit die dood uit opgestaan het, Romeine 4 vers 25 sê, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Weereens die wonderlike waarheid. Die Here is opgewek sodat ons regverdig verklaar kan word voor God. En daarom is die kind van die Here bly vandag, want ek weet ons is regverdig voor God. Dis nie dat ons skuldig is voor die Here nie. Liewe vriende, nog 'n verdere saak is Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Is dit nie die wonderlikheid dat ons weet dit is waarom die Here Jesus gekom het nie, kind van die Here, en terwyl die Here opgestaan het uit die dood uit, is hierdie belofte waar vir ons. Ag, die duiwel hoef nie meer te slag en te verwoes nie. Glo u dit, liewe vriende? Glo u dat dit is wat die Here Jesus kom doen het? Johannes 11 vers 25 staan daar, Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie." Glo jy dit? Nou dit is vir hierdie vrou gevra, glo jy dit, liewe vriende? En ons moet dit vir u vandag ook vra. Glo u dit, dat as jy die Here Jesus so aangeneem het, dat jy vir ewig saam met hom sal wees? Glo u dit? Is u saak met die Here reg? Is vandag vir u 'n blye dag om te sê die Here het opgestaan, dit beteken alles vir my. Kom ons bid. Ons dank u, ons dierbare Here Jesus, dat u opgestaan het uit die dood en dat u leef. En dat ons
'n wonderlike sekerheid en 'n vastigheid in U het. En ons weet, Here, vir U is daar niks onmoontlik nie. Amen.